So watter dag is die Sabbatdag? Dit mag dalk vir jou 'n reuse skok wees, soos wat dit vir my was, toe ek die eerste keer hiervan geleer het. Maar die 7de dag was nog altyd, en is nog steeds, op 'n Saterdag, nie op 'n Sondag nie. Baie mense glo dat die 7de dag Sabbat na die eerste dag of Sondag verander is, omdat Jesus se opstanding op die eerste dag plaasgevind het. Die Sabbatdag is egter nog nooit deur God verander of verskuif nie. En daar is ook geen vers in die Bybel wat vir ons leer om die eerste dag, Sondag, heilig te hou nie. Ek herhaal, daar is geen vers in die Bybel wat vir ons leer om die eerste dag, Sondag, heilig te hou nie. Selfs Jesus en sy disippels het die Sabbatdag onderhou. En wat meer is, Jesus was tot in sy dood gehoorsaam aan hierdie gebod deur op die Sabbatdag in die graf te rus. Is dit nie vreemd hoe die een gebod wat almal eerder sou vergeet, die enigste een is wat begin met die woord onthou? Dink jy God het vooraf geweet hoeveel mense, insluitend ons, later hierdie gebod sou vergeet? Natuurlik het hy, want hy weet alles. Nou, ek het nie aanvanklik aan beplan om dit wat ek nou met julle gaan deel in hierdie reeks in te sluit nie, en dis ook nie in die boek nie, maar hoe meer ek daaroor nagedink het, hoe meer het ek besef dat jy op hierdie stadium waarskynlik moet wonder, hoekom meeste Christelike kerke vandag Sondag in plaas van Saterdag onderhou. Wel, die enigste rede hoekom Christene vandag die eerste dag of Sondag onderhou in plaas van Saterdag is weens 'n tradisie wat lank gelede reeds deur die Rooms-Katolieke Kerk ingestel is, alhoewel baie Christene dit nie eens besef nie. Trouwens, die eerste Sondag wetgewing wat mense beveel het om die eerste dag of Sondag in plaas van die Sabbatdag te heilig, is baie jare gelede in die jaar 321 na Christus deur keiser Konstantin ingestel. Dit is 1700 jare gelede. En tot vandag toe onderhou meeste kerke Sondag weens hierdie Romeinse kerk tradisie.